Goeiemôre. Baie welkom. Vanoggend se erediens is die begin van die kategese jaar. Mens kan sommer sien almal is terug van vakansie af en dit is lekker om julle weer hier te ontvang in die naam van ons Here Jesus Christus. So baie welkom vir die wat ek nog nie gesien het nie. Ek dink dit is die laaste keer wat ek dit gaan sê. Maar geseënde en 'n voorspoedige nuwe jaar vir dies wat ek nou nog nie voorspoed toegewens het nie. Mag dit vir elkeen van julle 'n besondere jaar dan ook wees. As ek 'n enkele afkondigings net kan uitlig, eerstens na die erediens vanoggend is daar familiefeesvergadering. Nou ons het so 2-3 jaar terug het ons gesê ons gaan hierdie fees vir die jonger generasie gee. Die ouer generasie gaan 'n bietjie terugstaan, hulle sal die plaasfees reël. En nou dis vir almal tussen 18 en 40 jaar. Ons vra hulle om hierby betrokke te raak. So as julle asseblief julle kundigheid en julle talente en wat ook al julle het in diens kan kom stel. Die vergadering is na die tyd op die stoep, is ek reg? Ek sien nou nie vir Mantonay hulle nie, maar ja, dit steen op die stoep sal die vergadering wees, so asseblief skakel vir ons daarin. Ons het almal nodig, ons het hande en voete, ons is die hande en die voete van die Here Jesus Christus, so kom ons gaan doen dit wat die Here vir ons gevra het. Dan het Jeannie net gevra dat al die ouers en die kinders na die diens sal agterbly. Hulle wil net die reëlings vir die jaar ensovoorts deurgee. So almal, al die kinders van graad, dit sluit nou die graad R in. Die graad R moet ek dalk sê, moet hierdie kant bymekaar kom. Die ander, die graad 1 tot die graad 10 hier in die middelblok en dan die belydensklas aan my regterhand, aan julle linkerkant. Net bymekaar kom saam met die ouers, asseblief. Ons moet net die reëlings vasmaak. Ek het vanoggend weer getel, terwyl ek hier in die konsistorie staan, het ek net getel hoeveel weke is dit wat ons kategese het. En daar's net 21 weke. Daar's net 21 klasse. As jy al die vakansies en al die lang naweke en al die goed uithaal, dan is daar 21 weke. En ek dink dis nie te veel gevra dat ons dan 'n ooreenkoms maak dat ons dan saam die kinders kan op hierdie geloofsreis vat nie. So as hulle net die ouers en die kinders na die tyd kan sit. Vriende, en dan is dit die kategese, hulle sal sien hulle het die buite reggemaak vir die kinders. Dit is op die WhatsApp groepe uitgestuur, so maar ek is welkom dat hulle daar 'n bietjie saam met die piknik bymekaar kom. En dan woensdagoggend 10:00 skop die Bybelstudie af hier by die kerk, hier op die stoep. Sal ons dan Bybelstudie, almal is baie welkom. Ons gaan hierdie jaar begin met 'n kursus Disippels maak disippels. So ons gaan daarna kyk, so almal is baie welkom om daar in te skakel. Dan die vroue se geleentheid, hy's verby, nee. Ja, dankie vir almal wat daar was, dankie vir Karen en Vera wat dit gereël het, so baie dankie ook daarvoor. As ons dan na die voorbereiding toe gaan, oom Johan Boshoff, Hestie Joubert, Chantal Kleinhans, Phil Swallow en dan oom Yuri Ingram. Ons vra dat ons ook in ons gebede aan hulle dink en kom ons reik uit na hulle toe. Dan volgende Sondag is dit die gemeente ken mekaar braai. Ons het verlede jaar waar ons aan die einde van die jaar waar ons dit gedoen het, ons het besef dat einde van die jaar is mense net so besig. Nou ja, ek dink die begin van die jaar is ons seker net so besig, maar ons het toe besluit dat ons graag die gemeente net by mekaar wil kry, soveel as moontlik van u. En daarom het ons toe 'n ken mekaar braai gereël volgende Sondag na die erediens van 10:30 af. Maar ons moet besprekings kry, ons moet name hê, ons moet getalle hê. So as jy na hier uitstap, dan stap sommer daar na Jolanda se kantoor toe, dan sal sy julle name daar vat. Is dalk die maklikste as mens nou eers weer in die kar klim en ry, dan vergeet mens nou weer dalk. So asseblief maak 'n knoop in die oor en laat ons almal bespreek vir hierdie ken mekaar braai van volgende Sondag. As ons na die verjaarsdag kyk, vandag is dit Junita Besuidna. Ek het al vanoggend vir haar gesien en geluk gesê, maar weer eens baie geluk met jou verjaarsdag, Junita. En dan ook vir Eksteen Leroux, is hy, Eksteen Leroux, daar is hy, baie geluk met jou verjaarsdag, Eksteen. En dan Marius Loods, ek het nog nie die Loodse gesien nie. En dan Amanda Smit.
Ek sien nie hier rond nie, maar goed, baie geluk met julle verjaarsdag vandag. Mag dit 'n mooi en 'n baie geseënde lewensjaar ook vir julle wees. Ander verjaarsdag van die week, môre is dit Erik Badenhorst, oom Johan de Villiers, Jan Miller, Jacques van der Linde en Liam van Rooyen. Dinsdag is dit Irma de Beer, Chris Skutte, Woensdag Annemarie de Tooy, oom Chris van Eden wat 89 word, dan donderdag is dit David Viljoen en dan saterdag is dit Isalda Vlok wat verjaar. So baie geluk met elkeen van u wat in hierdie week die jaarsdag vier. Mag dit 'n baie mooi en 'n geseënde jaar ook vir u wees. Dan wil ek u uitnooi om na die tyd ook sommer net saam met ons 'n lekker koppie tee en koffie te kom drink, om dan ook die jaar dan te vier, saam met mekaar te sien hoe ons mekaar se hande gaan vat. So baie welkom dan ook daar vir mekaar te sien. Maar vriende, kom ons raak stil in die begin van hierdie jaar en dan fokus ons op die een in wie se naam ons hier is, in die Here, in God die Vader, Seun en Heilige Gees. So kom ons raak net stil en ons buig die hoofde voor hom. Here, in die begin van 2026 kyk ons op na die berge rondom ons. Dalk berge van uitdagings, dalk berge van bekommernisse, dalk berge van vrese, dalk berge van moedeloosheid en hooploosheid. En as ons dan na die berge kyk, dan wil ons vanoggend bely dat ons weet ons hulp kom van U wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, help ons om hierdie jaar dit nie te vergeet nie, dat ons hulp kom van U wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan staan en dan gaan ons twee liedere sing, die eerste een staande, die tweede een sittend. Die eerste een is lied 464, O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. Jy ken dit baie goed. En dan gaan ons sittend sing lied 514, ek weet verseker dat Jesus is die Here en dat hy my sondes vergeef het en ons vrygemaak het. So kom ons staan en ons sing die eerste lied en dan sit in die tweede lied. These
Here, U is ons leidsman. U laat ons leef. U is getrou, U is regverdig, U is genadig. En daarom is ons die kinders wat vanoggend ons hoofde voor U buig. Omdat ons weet, ons is totaal en al afhanklik van U. Ja, Here, eerste vir redding en verlossing, maar ook vir elke seëninge en elke stukkie dinge wat ons elke dag beleef, die goedheid wat ons beleef uit U hand uit. En ja, Here, as ons die woord kan oopmaak vanoggend, wat 'n voorreg is dit ook nie. Dat ons kan die woord oopmaak soveel as ons wil en soveel as ons wil daaruit lees. Daar's soveel plekke wat dit nie kan doen. En Here, ons aanvaar dit so dikwels as 'n reg, maar dankie vir daardie voorreg. Dankie dat ons vanoggend as 'n geloofsgemeenskap weer saam kan sit en na U woord luister en dit ook ons eie maak. Laat die Gees dit ook deel maak van ons lewens as ons hier uitstap. En ja, Here, U ken almal se omstandighede in die oggend. Ons het die mense uitgelig wat op ons voorbidingslys is. Here, ons kan bid dat U vir hulle sal vrede gee. Vrede wat al die verstand te bowe gaan. Maar Here, U ken ons almal en daarom vra ons, Here, raak ons aan waar ons dit die meeste nodig het vanoggend. Sodat ons hier kan uitstap met geen las nie, ligsvoets deur die lewe kan gaan, omdat U ons Here is. Ja, Here, ons vra dat U nou sal spreek, Here, want ons die kinders luister. Amen. En ek gaan vanoggend ek weer 'n gedeelte uit Markus uitlees. Ek het verlede Sondag het ek by Markus hoofstuk 2 stil gestaan. Vanoggend gaan ek so 4 hoofstukke aangaan en ek gaan by Markus hoofstuk 6 stil staan. Jy is welkom om dit op te soek in die Bybel, maar dit sal ook agter my op die skerm gesit word. Markus hoofstuk 6 vanaf vers 7 tot en met vers 13. En dan lees ons daar in Markus: Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie, geen kos, geen reisak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê: waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as die plek julle nie wil ontvang nie en die mense nie na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud selfs die stof onder aan julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle het toe gegaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Ons lees tot sover. Vriende, vanoggend wil ek weer die erediens begin soos u my by die tyd al ken, ek dikwels doen. En dit is om 'n inleidende opmerking te maak en dan aan die hand van ons teksgedeelte en so deur die loop van die erediens dan hierdie teksgedeelte toe te lig. En die inleidende opmerking wat ek wil maak vanoggend is een van die belangrikste dinge om te onthou. Wanneer jy saam met Jesus loop, moet jy ligvoets reis. Ek gaan dit weer sê, as jy die pad saam met ons Here Jesus Christus loop, dan moet jy ligvoets loop. In Engels, vir die Engelse lidmate, remember when you walk with Jesus, you must travel lightly. En kom ek verduidelik dit aan die hand van ons teksgedeelte. Ons teksgedeelte begin vanoggend met die woorde: Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle die mag oor onrein geeste gegee. En as ons dan daar stop, dan dink ons onwillekeurig oor wat is hierdie onrein geeste? En baie gelowiges dink daaraan dat dit hierdie onsigbare geestelike magte is waarteen gelowiges in hierdie wêreld elke dag beklei en 'n geveg mee het. Maar vriende, dis 'n baie eng verstaan van wat hierdie onrein geeste is. Want die onrein geeste in die Markus-teks moet verstaan word in die konteks van die Joodse wêreld met sy klomp, eintlik sy magdom
reinheidswette. So vir 'n Jood was onreinheid iets wat jou geskei het van God en die res van die Joodse gemeenskap. En net so terloops, Matteus verwys in sy evangelie tussen 13 en 15 keer, hang af van die konteks, maar tussen 13 en 15 keer in sy evangelie verwys Markus na hierdie onrein geeste. So dis 'n sentrale tema wat ons in die boek van Markus kry. Maar as ons dit moet verstaan in sy sosio-kulturele wêreld van Markus, dan verwys die onrein geeste na enige iets, enige mag, enige ding wat mense se lewens besoedel of afbreek en jou van God en van jou medegelowiges afsny. So dit is Markus se verstaan van onrein geeste. Enige iets wat jou lewe besoedel, jou afbreek of jou van God en ander mense afsny. En hiervan is ons wêreld mos nou vol van. Jy kan maar net die koerant oopmaak of die nuus aansit en jy hoor dit. Volke veg teen volke. Die dreigemente van militêre inval van een land van 'n ander land. En die ander land wat reageer om te sê, maar ons sal nie skroom om ons kernwapens te gebruik as julle ons inval nie. So ons wêreld is vol daarvan. Dis tog duidelik dat daar iets mos nou verkeerd is in hierdie wêreld. Dat daar iets sieks is in hierdie wêreld. Dat daar iets boos of onreins is wat los is in hierdie wêreld. Maar vriende, dis nie net ver in die wêreld van ons wat hierdie onrein geeste aan die werk is nie. Ja, selfs in ons plaaslike konteks gebeur dit elke dag. Ons lees van korrupsie en plaasmoorde en geslagsgebaseerde geweld en rasisme en so kan ek aangaan. Dis duidelik dat daar iets verkeerd is in die samelewing. En ek kyk weer in die week na die program op Kyknet met die titel Die Beloofde Land en ek dink by myself, maar Suid-Afrika is die beloofde land, maar dit is nie die paradys nie. Daar's 'n verskil tussen die paradys en die beloofde land. Jy sien, die beloofde land was daar reëse in gewees wat die volk eers moes uitgedryf het en rondom ons het ons onrein geeste of reëse dan. Dis nie die paradys nie. Dis nie die wêreld soos wat God bedoel het die wêreld moet wees nie. Maar dit is juist daarom dat Jesus Christus in hierdie wêreld ingekom het. Dat die vleeswording van God wat vasbeslote is om te soek en te red en om huis toe te vat. En jy moet dit mooi hoor, dis hoekom God in Christus in hierdie wêreld ingekom het om te soek en te red en om ons huis toe te bring. Dit is wat ons, en verskoon die teologiese terme, maar ek sal hom verduidelik, maar dit is wat ons die missionale roeping van die kerk noem. Jy sien, dis wat ons 'n bestaansreg gee. Dis wie ons is. En ons het dit saamgevat hierdie jaar in 'n jaartema wat ons noem om hoop en om hulp te bring vir mense rondom ons. En dis wat ons teks vir ons sê, hy het aan ons die mag gegee om onrein geeste uit te dryf. Jy sien, die Griekse woord wat in die 1983 vertaling met mag vertaal word. As jy nou 'n klomp vertalings langs mekaar gaan sit, dan sal jy sien, elkeen het 'n ander woord wat hulle daar gebruik. En as mense in die Grieks-Engelse woordeboek gaan kyk, hoe word daai woord verklaar, dan sê die Grieks-Engelse, die Louw-Nida woordeboek, sê, it is the authority to rule, control or to govern. Jurisdiction over. Dis wat daai woord beteken. Ek en jy het die gesag en die verantwoordelikheid omdat ons daarmee toegerus is om deel te neem aan hierdie missionale sending van God wat hy die kerk gegee het. Ek en jy het die vermoë om bo die seer en die gebrokenheid van hierdie wêreld uit te styg. Die Here het dit vir ons gegee, die moontlik gemaak dat ons dit kan doen. Ek en jy die verantwoordelikheid om op te staan en te sê, hierdie wat aangaan is waansin. Ons kan nie daarmee saamgaan nie. Ons hoef nie so te leef nie. Ons kan dit doen. Ons het daai gesag gekry. En mense hoor baie keer in die wêreld en die dinge wat aangaan om te sê, maar wat is God se wil in hierdie wêreld? Wat is God se wil vir my lewe in hierdie wêreld? Vriende, dis presies dit wat ek vanoggend gesê het. Dis God se wil.
Ek dink nie dit is naastenby so belangrik wat se werk ek doen, of wat se graad ek gaan swat, of wat my toekomsplanne is, of waar ek woon. Dis nie naastenby so belangrik nie. Wat ek dink belangriker is vir God, is hoe jy binne jou werk en binne die area waar jy woon en binne die gemeenskap wat hy jou geplaas het, hoe jy deelneem aan hierdie missionale sending van God in Christus. Jy sien, jy kan nie neutraal bly staan teen die boosheid in die wêreld nie. Dis dalk die maklikste. Maar ons kan nie draadsitters wees nie. Jy moet kant kies. Dis wat ons teks vanoggend wil sê. Jy moet kant kies. En dan sit nie 'n kant vir 'n bepaalde politieke party teenoor 'n ander politieke party nie. Dis nie 'n kant van ek is of 'n Donald Trump of ek is teen Donald Trump nie. Dis nie kant kies vir Afrikaans bo enige ander taal nie. Maar dis om te kies om saam met Christus te staan teen die boosheid van hierdie wêreld. Die boosheid wat in mense se harte skuil. Dit is waar die onrein geeste woon. Die kern van die probleem lê nie by een of ander vyand nie. Dit lê nie in een of ander politieke agenda nie. Dit lê nie in een of ander land nie. Die kern van die probleem lê in menslike harte. En totdat ons leer om die boosheid in ons eie harte en die harte van die mense rondom ons te hanteer, sal die boosheid in hierdie wêreld nie gestop word nie. En u het reg gehoor wat ek gesê het. Ons moet aandag skenk in die boosheid in onsself. Want ons sien maklik ander mense se foute reg. Ons praat maklik oor ander mense, wat is fout met hulle en hoekom tree hulle so op, maar ons is nie geneig om introspeksie te neem en te vra, maar wat doen ek verkeerd nie? Jy sien, jy moet elke dag krities gaan staan en vra, maar wat is my aandeel in daardie verhouding wat verbrokkel het? Wat is my aandeel in daardie konflik wat ek by die werk ervaar? Wat is my aandeel in wat ook al rondom my en met my gebeur en waar ek by direk betrokke is? Want ons is geneig om ander se sondes te bely voordat ons na ons eie foute en tekortkome kyk. En so ontken ons aandeel daaraan. Jy sien, maar dis waar dit begin, waar ons introspeksie neem. En ek dink tog net aan Jesus se heel eerste preek in die bergpredikasie, Matteus 7 vers 5, wat hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou medemens se oog uit te haal. Maar ons draai dit om. Ons sê, ek het nie eens 'n splinter nie, maar ek sal die balk uit my medemens se oog vir hom uithaal. Dit kan nie. Dit begin by onsself. Wat is my aandeel in dit wat aangaan? En dan kom die vraag, maar hoe moet ons dit doen? In hierdie wêreld met al sy boosheid en onreinheid, hoe moet ons dit doen? En dis nou net hier waar die teks baie interessant word as die Here vir hulle die antwoord daarop gee. Want ons teks sê, verder het hy hulle 'n bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld in jou beursie nie. As Jesus sy disippels uitstuur op hierdie besondere sending, sal mense dink hy sou hulle beter toegerus het daarvoor. Maar Jesus dring daarop aan dat hulle ligvoets deur die lewe moet gaan. Hoor mooi, dat hulle ligvoets deur die lewe moet gaan. En nou daar's verskeie redes daarvoor, en ek gaan vanoggend sommer net so 3 vinnige redes uitlig hoekom dit belangrik is om ligvoets deur die lewe te gaan as ons saam met Jesus stap. En die eerste is, as jy die boosheid van hierdie wêreld wil trotseer en 'n verandering in die wêreld wil bring en in jou lewe wil bring, moet daar niks wees wat jy bang is jy gaan verloor nie. Hoor julle mooi? Daar moet niks in jou lewe wees wat jy bang is jy gaan verloor nie. En dalk help die liedjie van Elvis Blue ons weer daarmee. Ek het so 'n paar Sondae terug of 'n paar maande terug ook hierna verwys. Elvis Blue se liedjie Meer as genoeg, waar hy sê, dis net die een wat bereid is om alles op te gee, wat kan sê, ek het meer as genoeg.
Jy sien, wanneer ons besef dit wat ek het, is nie as gevolg van ek wat goed is, of my talente en my bestuursvermoë, of my wat ook al nie, maar dis alles gawes uit God se hand uit. En hy kan dit enige tyd wegvat as hy wil. Of dit nou gesondheid is, en of dit materiële dinge is, en of dit wat ook al is. As ek besef, dis als gawes uit God se hand uit. Jy sien, eers dan besef ek dat hy groter is. Jy sien, as daar iets is wat vir jou so kosbaar is, dat jy dit nie kan of sal prysgee in jou lewe nie. Daardie krampagtige dinge wat jy waaraan jy vasklou nie. En in teologiese taal sou mens sê, dit is daardie goed waarop jy jou hoop en jou hulp sit. Dis die goed wat jy in plek van God sit. Dit is as jy nie eerlik vanoggend kon sê, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het nie, soos wat ons die diens begin het nie. Maar dat ek sê, my hulp kom eerder van dit of dat. Jy sien vriende, dan gaan ons sukkel om ligvoets deur die lewe te gaan. En as dit jou lewe begin beheer, hierdie dinge, dan is jou gedagtes en jou gedagtes word dan ook daardeur bepaal. Jy sien, en dit begin jou oorheers. En op die einde van die dag, dan word dit 'n God met 'n klein letter in jou lewe. En dit is juist daardie dinge wat die boosheid in jou laat voorkom. Daardie dinge wat jy 'n God in jou lewe maak. Want ek sal op mense trap om dit te kry, en ek sal mense seermaak sodat ek dit net nie verloor nie. En dan is ek nie meer deel van die oplossing nie. Maar dan is ek deel van die probleem, van die onrein geeste van hierdie wêreld. Want dis waar die boosheid in die wêreld begin. Mense wat self God wil wees. Omdat hulle iets belangrik in hulle lewe het of soek, wat hulle in die plek van God sit. En die enigste manier om dit te keer, is om dit oor te gee. Gee dit vir God. Of dit nou jou verhoudings is, en of dit jou geliefdes is, en of dit jou seëninge is wat jy het. Plaas dit in God se hand. Hy kyk in elk geval baie beter daarna as wat ons daarna kyk. Laat hy dit vir jou dra, want dit is die enigste manier hoe jy dit in elk geval sal geniet. Want God het dit vir jou gegee om te geniet. Maar as dit 'n God in jou lewe word, gaan jy dit nie meer geniet nie. So gee dit terug vir God. En jy sal dit weer geniet, soos wat God bedoel het jy moet. So dis die eerste rede hoekom ons ligvoets deur die lewe moet gaan. Die tweede rede hoekom ons ligvoets deur die lewe moet reis, of hoe ons moet ligvoet deur die lewe reis, is dat ons bagasie moet agterlaat. Daai bagasie wat ons so saamsleep, wat ons eintlik net terughou. En verlede week het ons oor Markus 2 gepraat het ek hierna verwys, die verlamde man wat sy 4 vriende hom in die middel van Jesus se huis laat afsak het. En toe het ek gesê, maar baie keer is daar dinge in hierdie lewe wat ons lam maak. Dis bagasie, en ek het spesifiek verwys daardie dag na ons skuldgevoelens. Jy sien, dinge wat ons lam maak, wat ons energie drein. Jy sien, as jy wil 'n standpunt inneem van die onrein geeste, moet daar nie iets wees wat jou energie drein nie. Jy moet jou krag by God kry, maar skuldgevoelens drein jou energie. En dan raak ons baie keer soos die verlamde man in Markus hoofstuk 2. Jy sien, ons sal moet leer om die verlede te los waar dit hoort, in die verlede. Gee dit oor aan God en beweeg aan. Moenie dat dit jou keer nie. Moenie dat hierdie bagasie jou terughou nie. Die seer, gee dit vir die Here en beweeg aan. Jou skuldgevoelens, gee dit vir die Here en beweeg aan. Jou mislukkings in die lewe, gee dit vir die Here en beweeg aan. Jou teleurstellings, gee vir die Here en beweeg aan. Voordat jy nie alles oorgee nie, sal jou lewe nie werklik 'n verskil maak in hierdie wêreld nie. So gee dit oor vir die Here. Daardie bagasie wat jy saamdra, die Here wil hê jy moet ligvoets deur die lewe gaan. Nie met 'n klomp bagasie nie. Die derde rede hoekom jy jou pad saam met Christus ligvoets moet wees, want God wil hê
jy moet vry wees. En dit is 'n sentrale tema in die Bybel. Jy moes dit al raak gelees het, want dit kom feitelik op elke bladsy van die Bybel voor. As ons in die Ou Testament kyk, dan is dit God wat die volk uit slawerny bevry, want hulle moet vry wees. Wanneer ons in die Nuwe Testament lees van Jesus, dan wil hy ons vrymaak van die slawerny van sonde. Hy wil vandag ons vrymaak van die onrein geeste in ons harte, daardie dinge wat ons as God maak van ons lewe. Hy wil ons vrymaak daarvan. Maar niemand van ons word mos vrygebore nie. Die dag as jy gebore, dan is jy nie vry nie, jy's afhanklik. Jy's afhanklik van jou ouers. Jy's afhanklik vir hulle om vir jou te sorg, om jou te beskerm, om jou te begelei, om jou te voed. Maar ouers weet tog, hulle maak hulle kinders groot, sodat hulle eendag op hulle eie voete kan staan. Ja, dit neem jare, 18 jare plus, selfs langer. Dit vat tyd, maar geen een van ons wat ouers is, maak ons kinders groot, dat hy of sy nog op 50 of 55 in die huis gaan wees nie. Ons doen dit nie. Ons maak hulle groot om te weet daar's iets waarvoor hulle lewe moet gaan gee, iets groters, iets wat waardig is. En net so in geloof, die Here het jou nie geroep om bang te wees nie. Hy het jou nie geroep om bang te wees vir hierdie onrein geeste wat ons oral om ons sien nie, maar hy het jou vrygemaak om in hierdie wêreld te leef sonder om aan die wêreld te behoort. Hoor julle mooi? Ons leef in hierdie wêreld sonder om aan hierdie wêreld te behoort, want ons behoort net aan een. En dis God. Die Here roep jou om vry te wees van bagasie, vry te wees van vrees, vry te wees van besittings wat eintlik jou besit, vry te wees van skuldgevoelens wat jou menswees leegsuig. Hy wil hê jy moet wees wat God jou geskep het om te wees. En van jou geboortedag werk God daaraan om jou weer te kry wat die sonde hier gebreek het aan jou. Jy sien, dit wat God besig is in jou lewe, om ten volle mens te wees wat ligvoets kan leef in hierdie wêreld. Daarom sê ons teksgedeelte in vers 11, gaan dan daarvandaan weg en skud selfs die stof onder aan julle voete af. Jy sien, wanneer die wêreld se onrein geeste jou laat twyfel, wanneer die skuldgevoelens die oorhand oor jou kry, wanneer die onreinheid jou hart wil oorneem, wanneer jy weer in die geloof struikel en val, wanneer jy selfs weer besef, maar ek het vandag weer iets anders in die plek van God gestel. Staan op, skud dit af en beweeg aan. Die Here het jou vrygemaak. Beweeg aan saam met God, want hy het vir jou daardie gesag gegee, daardie autoriteit gegee om beheer te neem en dit te doen. En hy het ons ook die verantwoordelikheid gegee om dit te doen. So vriende, in 2026 moet ons ligvoets leef in hierdie onrein wêreld. Daarom is die oproep vanoggend, staan op, skud dit af en gaan leef ligvoets saam met God, daar waar jy woon en werk en ontspan. Amen. Nou ons gaan so sit, dan gaan ons lied 269 al 4 die verse sing as 'n antwoord op die woordverkondiging.
Here, dankie dat ons weet, U bly met ons waar ons ook gaan. Waar ons in 'n wêreld ingaan met al hierdie onreinheid. Goeders wat ons aandag elke dag vang, goeders wat ons bang maak. Ja, goeders, Here, wat ons soms selfs meedoen, wat op die einde ons gevange hou. Dankie dat ons kan hoor in die woorde van Markus 6 vandag, dat U vir ons sê, U het ons gesag en autoriteit gegee, sodat ons kan opstaan daarteenoor. Here, U het vir ons die verantwoordelikheid gegee om op te staan. Here, help ons om op te staan met daardie stukkie onreinheid in ons lewe, wat ons nog nie vir U gegee het nie. Here, help ons sodat ons hierdie jaar elke keer sal leef met die wete dat my hulp kom van U af en van niks anders af nie. Dis U wat ons seën, dis U wat vir ons sorg, dis U wat vir ons vashou en vir ons genade en liefde gee. En dankie, Here, dat ons hier kan uitstap en ten spyte van hierdie chaotiese wêreld wat ons oral rondom ons sien. Dat ons maar in ons stukkie wêreld wat U aan ons toevertrou het, dat ons daar kan opstaan en dat ons daar kan begin om dan ook hierdie onrein geeste dan uit te skuif. Dankie, Here, vir elke lidmaat wat U vir hierdie gemeente geskenk het, vir hierdie stuk aarde. Here, ons vra dat U hulle werklik in hierdie jaar sal seën met U nabyheid en die bewustheid dat U elke oomblik en in elke situasie en in elke omstandigheid saam met hulle is. Dankie, Here, dat ons dit in U naam mag vra. Amen. Vriende, ons gaan die offergawes by die deur opneem. So ons gaan staan en ons gaan afsluit met die slotlied, lied 488, wat helder skyn U lig vir die nasies. Ons gaan al 15 verse staan, let op die woorde, en mag dit wees hoe ons ligvoets deur die lewe dan ook dan beweeg. Kom ons staan en ons sing lied 488. Vang dan die seën van die Here as hy ons uitstuur na die stukkie wêreld toe waar hy ons geplaas het. En dan sê hy vir ons, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.